Hey, goeiemôre en baie welkom by Kaleido Benoni. Dit is lekker om jou hier te sien. En ons is besig met 'n 4 weke reeks en ons is in week 2 van daai reeks. En as jy laasweek gemis het, wil ek jou herinner waaroor dit gaan. Partymal kyk jy na mense se lewens om jou en dit voel baie groot en dit voel of jy nooit daar gaan uitkom nie. Maar in hierdie paar weke gesels ons oor klein goed wat 'n baie groot verskil maak. Dis gewoonlik die klein dinge wat niemand sien nie, wat lei tot die groot dinge wat almal wil hê. En as jy laasweek gemis het, hoop ek dat jy teruggaan en gaan luister, want ons het jou 'n oefening gegee en ek wonder hoeveel van julle het dit gedoen. Jy het een woord gehad wat jy moes neerskryf, een ding wat jy hierdie week kon gaan doen het, wat iets sal in jou lewe skuif, een klein dingetjie wat lei tot iets groter. Nou, voordat ons verder gaan en voordat ons by vandag se boodskap uitkom, wil ek jou herinner dat hierdie preeknotas is beskikbaar onder in die beskrywing. En jy kan gerus dit gaan aflaai. As jy op 'n TV kyk, gaan jy wel op 'n foon of 'n iPad of 'n rekenaar moet gaan om dit in die hande te kry, maar doen jouself 'n guns, kry hierdie notas en maak seker dat jy deel is van hierdie hele proses en om jou lewe te verander, een klein stappie op 'n slag. En vandag kyk ons spesifiek na jou gedagtes. Iets wat klein lyk, maar 'n baie groot verskil in jou lewe kan maak. Want hier is die waarheid, en as jy notas neem, skryf hierdie neer. Jou gedagtes word jou woorde. En jou woorde word jou aksies. En jou aksies word jou gewoontes. En op die ou einde vat jou gewoontes jou na jou lewe se eindbestemming toe. En so wanneer ons teruggaan en net kyk wat ons dink en waarmee ons besig is, dan het ons nodig om te sien dat ons gedagtes regtig belangrik is. Dit wat jy dink is belangriker as wat jy dink. Dit wat in jou gedagtes aangaan, dit wat jy toelaat, is iets wat jou lewe stuur in 'n rigting. En skryf hierdie neer. Hierdie is so belangrik dat jy hierdie sal verstaan, want jou lewe beweeg altyd in die rigting van jou sterkste denke. Ek gaan dit weer vir jou sê, want jy moet hierdie onthou. Jou lewe beweeg altyd in die rigting van jou sterkste denke. Nie jou intensies nie, nie dit wat jy graag sou wou doen nie die dinge wat jy hoop om te vermag nie, maar dit wat jy dink, stuur jou lewe in 'n sekere rigting. En die Bybel praat daarvan. Ek dink dit is een van my gunsteling verse. Ek leer hierdie vir my kinders elke liewe dag op pad skool toe. Spreuke 4 vers 23 sê die volgende: bo alles. Hoor wat hy sê, hy begin met hierdie waarheid. Hy sê, bo alles, meer as enigiets wat jy mee besig moet wees. Wees versigtig met wat in jou hart aangaan. Wat jy dink, bepaal alles wat jy doen. Wat jy dink, bepaal alles wat jy doen. Dis 'n waarheid wat ons uit die skrif uitkry. En so hier is my eerste vraag vir jou vandag. Hoe lyk jou gedagtes? Hoe lyk dit wat jy toelaat in die manier hoe jy leef, en dit wat elke dag in jou lewe aan die gang is? Hoe lyk jou gedagtepatrone? En dalk om jou vinnig te help, gaan ons gou 'n gedagte audit doen. As jy nou by die huis is, trek vir jou 'n skaal van 1 tot 10, en aan die linkerkant waar 1 is, gaan jy 3 woorde skryf. Dit gaan eintlik 3 verskillende skale wees, aan die regterkant gaan jy iets anders skryf. Die eerste ding wat jy neerskryf, aan 1 se kant, is bekommerd, en aan 10 se kant, vredevol. As jy jou gedagtes op 'n skaal van bekommerd tot vredevol moet rangskik, waar gaan jy lê? As jy bekommerd is jy 10-10 bekommerd oor dinge van hierdie lewe, dinge wat aan die gang is om jou, dinge by jou werk, dinge by jou huis, jy is bekommerd oor jou kat wat weg is en jou tortelduif wat weggevlieg het, of wat ook al, maar daar's bekommernisse in jou hart. Aan die vredevolle kant is jy bewus van God, wat lewe bring, en jy doen wat jy kan. Vredevol beteken nie net jy sit terug en vertrou die Here vir alles om te gebeur nie. Jy werk en jy doen wat jy kan, maar daar's 'n vertroue in jou gees dat God in beheer is. Waar lê jou gedagtes op daai skaal? Die tweede een wat jy kan meet is negatief of positief. Negativiteit het 'n manier om in ons lewens in te wurm en 'n plek daar te kry. En as jy negatief is, dan is jy redelik krities van mense om jou. Jy is krities van die wêreld, jy is krities van die lewe en hoe mense goeders doen en hoe mense beweeg deur hierdie lewe. Hoeveel kritiek is daar in jou lewe teenoor positiwiteit?
'n positiewe ingesteldheid is een wat geleenthede sien, wat beweeg in die rigting wat God vir ons het. Hoe sal jy op daai skaal jouself rangskik? En dan die laaste een wat ek wil hê jy moet doen as jy nou 'n gedagte audit doen, is tydelik teenoor ewig. Hierdie is nogal 'n moeilike een. Want wanneer ons om ons kyk, dan is meeste van die goed om ons tydelik. En jy raak bekommerd en jy raak negatief oor tydelike goed. Tydelike goed is 'n ingesteldheid wat sê, ek is net bekommerd en besorgd oor die goed wat nou aan die gang is, oor hoe lyk my werk, hoe lyk my lewe, hoe lyk my huis, hoe lyk my kar, hoe lyk die tydelike goed waarmee ek besig is. Teenoor dit wat ek dink God wil hê ons op moet fokus, is die ewige goed. Die goed wat regtig saak maak, die dinge in jou lewe wat eendag vir jou 'n beloning gaan bring wanneer jy voor die Here staan. Ek dink dis krities dat ons so 'n gedagte audit moet doen, dat jy bewus sal wees van dit wat God in jou lewe mee besig is en dat jy net vir 'n oomblik kan sien, waar lê jy op hierdie skaal? Is jy bekommerd? Is jy negatief? Is jou gedagtes net tydelik? Of is daar vrede by jou? En vrede is een van die belonings van 'n gedagte en 'n gedagte wêreld wat ek dink op God gefokus is. En ons gaan dit net nou sien. Maar daar's 'n baie kragtige vers. Paulus praat daar van Romeine 12 vers 2. Ek wil dit graag vir jou lees. Hy sê die volgende: moenie julle leefstyl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie, maar laat God julle omvorm, en hoor wat sê hy, deurdat hy julle denkpatrone vernuwe. Dan sal julle goed kan onderskei wat hy wil hê dat julle moet doen. Naamlik dit wat werklik goed en aanvaarbaar en volmaak is. Hierdie is so 'n belangrike gedeelte. Baie keer wonder ons, hoe verander God ons lewens? Hoe raak ons meer geestelik? Hoe kom ons nader aan die Here? Hoe onderskei ons God se wil? Hoe weet ons waarmee hy besig is? En Paulus kom hier en hy gee vir ons 'n sleutel. Hy sê, dis 'n klein ding wat 'n groot verskil maak. Ek gaan jou herinner aan die hele tyd. Dis klein goed wat groot verskille maak. Dis nie altyd die groot goed wat almal sien nie. Dis die klein dinge wat ons doen wat lei tot die groot goed wat almal wil hê. En hier's wat hy sê, hier's een klein ding. God verander jou nie deur die hemel noodwendig oop te maak en goed op jou te laat reën en dinge te laat gebeur nie. Hy sê nie, hy verander jou deur jou gedagtewêreld, jou denkpatrone nie te maak. Dit is so eenvoudig eintlik. En partymal maak ons dit 'n baie groot ding. Ons dink dit moet geestelik voel en ons moet hoendervleis kry en al die goed, maar Paulus sê, in die manier hoe jy dink, verander God jou. En dan, sê hy, gaan jy die wil van God kan onderskei. Jy sal kan sien wat God wil hê jy moet doen. En daarom is vandag so belangrik, want hierdie is iets, 'n klein ding, wat die res van jou lewe kan verander. Hierdie is 'n klein ding wat die vermoë het om die uiteinde van jou lewe totaal anders te laat lyk. Daai goed waaroor jy droom, daai goed wat jy glo die Here in jou gesit het, daai dinge wat jy weet, die Here vir jou bereg gemaak het, en wat jy dink, maar ek weet net nie hoe ek daar gaan uitkom nie. Vandag, as jy een of twee klein goed kan doen, stuur dit jou rigting, of jou lewe in 'n rigting, waar God op die einde kan doen, wat hy wil doen. Want onthou, jou gedagtes bepaal jou woorde bepaal jou aksies bepaal jou gewoontes, en jou gewoontes bepaal jou eindbestemming. So dalk wonder jy nou, wel, hoe verander ek die manier hoe ek dink? Jy het dalk die gedagte audit gedoen, en jy het gesien, ek is dalk bietjie negatief, ek is dalk bietjie vasgevang in tydelike goed, meer as ewige goed, ek is bekommerd oor goed, en jy vra dalk, hoe skuif ek my gedagtes? Hoe laat ek toe, soos wat Paulus sê, dat my gedagtes vernuwe word deur die Here? En ons kan oor baie goed praat, maar ek gaan vandag vinnig 2 klein goed vir jou gee, hoe jy jou gedagtes verander. 2 klein dinge, wat 'n groot effek het. En die eerste ding wat jy doen, is jy neem vernietigende gedagtes gevange. Want dit klink so eenvoudig, maar neem gedagtes wat jou lewe wil vernietig, gevange. In 2 Korintiërs 10, vers 3 tot 5, skryf Paulus die volgende, hy sê, ons leef wel in 'n menslike liggaam, maar ons voer die stryd nie met menslike middele nie. Die wapens van ons stryd is nie mensgemaak nie, maar die kragtige gevegstoerusting wat God
van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die argumente, as ook elke skans wat teen die kennis van God opgerig word. Ons neem ook, hoor wat hy sê, elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Hierdie is nie net positive thinking nie. Paulus skryf en hy sê, daar's iets wat jy doen. Jy vat negatiewe gedagtes, goed wat vir jou wil sê, jy's nie goed genoeg nie, jy kan nie goeders doen nie, jy sal nooit verander nie, jy sal nooit gelukkig wees nie. Kyk, en hoeveel van ons praat daai taal met onsself, nie? Hoeveel van ons het daai gesprekke met onsself? Wanneer jy 'n fout maak, of dinge werk nie uit soos wat jy dink nie, wat jy vir jouself sê, ek het geweet, ek is net nie goed genoeg nie, my pa was toe altyd reg. Ek gaan nooit kan verander nie. Ek het al soveel probeer om op te hou met hierdie goed en ek kry dit net nie reg nie. Daai is vernietigende gedagtes wat jou lewe in 'n rigting stuur. En Paulus sê wat ons doen, ons neem dit gevange en ons bring dit onder die gesag van Jesus Christus. Met ander woorde, Jesus het iets te sê oor wat jy dink. Hy het 'n gesag vir jou gegee. Hy het 'n mag vir jou gegee wat jou in staat stel om hierdie negatiewe goed te vat en positief te praat daaroor. Om daai bekommernisse te vat en vrede te vind in Christus. Om al die vuil gedagtes een kant te skuif en dit te vul met waarheid. En ek dink dis die belangrike deel. Ek het net nou gesê, dis nie net positive thinking nie. Ons kom en ons neem die gedagtes gevange, hierdie goed wat vir ons wil sê, ons is nie goed genoeg nie, ons gaan dit nie maak nie, dinge gaan nie vir jou uitwerk nie, en jy identifiseer dit vir wat dit is. Dit is gemors. God het jou meer gemaak as 'n oorwinnaar, sê die skrif. Jy's nie net 'n wenner nie, jy's meer as 'n wenner. Dis daai games wat jy op TV kyk, daai sportgeleenthede, waar dis nie net 'n wen nie, dit was 'n totale vernietiging van die ander span. En dis die gedagte wat Paulus het, wanneer hy sê, jy's meer as 'n oorwinnaar. Dis die waarheid wat God oor jou sê. En wanneer daai gedagtes opkom, dan neem jy dit gevange, en jy sê, dis nie wat God oor my sê nie. Dis nie wie hy my gemaak het om te wees nie. En jy identifiseer, is ek besig met gemors, of is ek besig met waarheid? Dis die manier hoe jy gedagtes gevange neem. Dis om dit onder die gesag van Christus te sit, bloot deur te sê, dis nie wat Jesus oor my sê nie. Ek dink, in my lewe, het ek 'n gedagtepatroon identifiseer, op hele klomp jare terug, wat my totaal met onvrede gelos het, wat my negatief gemaak het, wat my laat voel het, dat God werk nie in my lewe nie, wat my laat voel het, hy het van my vergeet, hy is besig met ander mense, en ek gaan nooit daar uitkom waar ander mense moet wees nie. En dit was 'n negatiewe gedagte, dit was 'n bekommerde gedagte, dit was 'n tydelike gedagte. En dit was primêr gemik op mense om my, wat goed koop, wat ek gevoel het, ek moet ook kan koop. En ek onthou dit, want dit was, jy sit hierdie fake smilekie op, en ek onthou dit was familielede wat gekom het, en hulle was baie trots, hulle het 'n nuwe kar gekoop, en dit was 2 geleenthede wat dit gebeur het, en hulle het net, omdat hulle vreugde wil deel, na ons huis toe gery, en vir ons die nuwe kar kom wys. En dan het ek my fake smilekie opgesit en gesê, o, dit is so nice, o, jou kar is so mooi, en dan is hulle weggery, dan is my eerste reaksie, hoe het hulle 'n nuwe kar? Hoekom het ek nie 'n nuwe kar nie? En kyk, hulle bly in elk geval in 'n groter huis as wat ek bly. Het jy al dit gedoen? Het jy al daai gedagtes met jou laat weghardloop? Ek onthou daai tyd. Dit was 'n tyd van min vrede. Elke keer wanneer iemand iets gekry het wat nuut was of beter as myne was, het ek hierdie gevoel gehad dat die Here het van my vergeet. Hoekom het ek nie ook die goed nie? Is ek nie spesiaal genoeg nie? Is hy nie besig in my lewe nie? Is hy net besig in ander mense se lewens? En dit was 'n totale tydelike fokus, 'n totale bekommerde fokus en 'n fokus waar ek onvrede gehad het in my lewe. Dit het 'n klomp goed beïnvloed. Dit het gemaak hoe ek gevoel het oor die Here, dit het gemaak hoe ek gevoel het oor my lewe, en dit was net absolute gemors. En ek onthou die tweede keer, toe 'n familielid vir my hulle kar kom wys het, ry hulle weg, en die eerste ding wat ek begin sê is soos, ja, alweer 'n nuwe kar. En in daai oomblik is dit asof ek hierdie gedagte gevange neem. Ek
het hom gevange geneem. En ek vra vir myself, waarmee is jy besig? Dit was 'n oomblik wat ek hierdie gedagte gevat het, een klein besluit. Waar ek daai dag besluit het, nooit in my lewe weer, sal ek jaloers wees op ander mense se sukses nie. En dit was vinniger gesê as gedaan. Maar ek kan vandag voor jou staan en sê, daai gedagte wat ek gevange geneem het, het ongelooflike vrede en vergenoegdheid en lewe in my lewe gebring. As jy nou vir my 'n nuwe kar kom wys, gaan ek regtig bly wees saam met jou. Want ek het iets begin verstaan. Ek is nie wat ek besit nie. God het nie van my vergeet, wanneer ek nie goed kry wat ander mense het nie. En dis die eerste ding wat jy moet doen, as jy jou gedagtes wil verander, is jy het nodig om hierdie gedagtes, wat wil wegvreet aan jou lewe, wil steel aan jou toekoms, wil steel van jou vrede, jy het nodig om dit gevange te neem, en dit onder die gesag van Jesus te sit. Maar die tweede ding wat jy nodig het om te doen, is jy kan nie net jou gedagtes gevange neem, en nou sit jy met 'n klomp gedagtes in die tronk nie. Jy het nodig om daai gedagtes op sy te skuif, en dan sê Paulus, ons vul ons gedagtes met geestelike dinge. Jy het nodig om jou brein vol van die regte goed te kry, nie die verkeerde goed nie. En ek wil 2 gedeeltes vir julle lees. Filippense 4 vers 8 en 9 sê, ten slotte broers en susters, vul julle gedagtes met alles wat waar, eerbaar, skoon, suiwer, lieflik en lofwaardig is, en leef volgens alles wat julle van my geleer, oorgeneem, gehoor en gesien het. En hoor wat sê hy? Hier is die belofte. Dan sal die God wat vrede gee by julle wees. Romeine 8 gaan Paulus verder en hy herhaal amper hierdie idee, net op 'n ander manier. Romeine 8 vers 5 tot 6, hy sê, die mense wat deur hulle sondige natuur gedomineer word, hulle gedagtes word oorheers deur sondige dinge. Maar die wat deur die Gees beheer word, hulle gedagtes is vol van die dinge wat die Gees gelukkig maak. As jou sondige natuur jou denke oorheers, lei dit tot die dood. Maar as die Gees jou denke oorheers, hoor wie wat sê hy, beteken dit vir jou ware lewe en vrede. Man, die woord vrede in die Bybel is baie ryker as net die afwesigheid van striwelinge en stryd en moeilike tye in jou lewe. Wanneer die Bybel praat van vrede, dan sê hy, dit is iets wat God kom doen in jou gees, wat vir jou vergenoegdheid bring. Dis hierdie idee, dis hierdie belewenis, dat ek het eintlik niks in my lewe nodig nie, behalwe die Here. Ek is okay, ek is reg, daar is niks missing in my lewe nie, daar is niks stikkend in my lewe nie, ek is heel, want God het my lief. En dis die krag van jou gedagtes, dis die krag daarvan, om jou gedagtes te vul, met goeie dinge, met geestelike waarhede. Dis een ding om dit gevange te neem, dis 'n totale ander ding om jou gedagtes te vul met lewe van God af. As jy die vrede en die lewe van die Here in jou lewe wil beleef en jou gedagtes wil beleef, as jy een klein skuif wil maak vandag, wat jou lewe kan vat na 'n plek van vrede, van heelheid, van vergenoegdheid, van wie God sê jy is, het jy nodig om jou gedagtes te vul met geestelike dinge. En dalk vra jy wel, hoe doen ek dit? Wel, dit is die basics, die basiese goed wat ons weet. Wat van in die oggende, wanneer jy wakker word, om nie heel eers jou foon te gryp, en op Instagram of Facebook of WhatsApp te check, of e-mails te check, en al daai goed, wat vir jou eintlik bekommernis bring, wat eintlik nog meer stres op jou lewe sit. Wat van jy kies, om hierdie week, heel eers jou gedagtes te vul, met geestelike goed. Vat jou Bybel, vat jou notaboek, sit worship musiek aan. Vat jou foon dan as jy moet, en jy het nie 'n fisiese Bybel by jy nie, maak die Bybel app oop en lees 'n stuk. Maak seker jy kom in 'n plek, waar God se gees met jou kan praat, waar daar lewe in jou binnekant inkom. En ek weet baie van ons sit en dan dink ons, maar ek weet ek moet my Bybel lees, ek weet ek moet hierdie goed doen, maar partymal voel dit net soos soveel werk. Ek gaan vir jou 'n manier gee hoe om dit te doen. Want baie maal wonder ons oor hoe lees ek die Bybel, hoe bid ek, hoe kom ek daar uit? Wel baie prakties. Doen jouself 'n guns, lees elke dag die hoofstuk wat die dag se datum is uit Spreuke. Spreuke het 31 hoofstukke, met ander woorde, daar's 'n dag
of 'n datum vir elke dag, 'n hoofstuk vir elke liewe dag. So as dit vandag die 27ste is, lees Spreuke 27. Op daai manier, as jy vergeet het waar jy was, wel, dan kan jy net daar begin. Begin by die hoofstuk wat die datum van die dag is. En die rede hoekom ek sê Spreuke is, want Spreuke is prakties. Dit gee vir jou raad, dit gee vir jou insig oor hoe om hierdie lewe te leef. Ons het begin met Spreuke 4. Wees versigtig, bo alles wat met in jou hart aangaan. Want wat jy dink bepaal jou hele lewe. Daai is prakties. Dalk het jy nodig om dit te lees. En dan blaai jy 'n paar bladsye terug en lees 1 Psalm. As jy net daar begin, kan ek jou beloof, kom daar soveel geestelike waarhede in jou lewe in. Want Psalms is primêr aanbidding tot die Here. En dit is dalk vir jou 'n praktiese manier hoe jy jou gedagtes kan vul met die dinge van die Here. Want wanneer jy begin jou gedagtes vul, begin jy goed op 'n ander manier sien. Ewe skielik is dit nie net meer die negatiewe goed nie, ewe skielik is dit ook geleenthede wat God jou pad langs bring en jy begin sien, hey, hier's 'n geleentheid. Hier's 'n plek wat ek mense nader aan die Here kan lei. Hier is iets wat ek kan doen wat meer is as net werk en deur die lewe kom en hopelik eendag aftree. God is besig in my lewe. Klein dinge wat niemand sien nie, lei gewoonlik tot die groot dinge wat almal wil hê. Klein dinge is belangrik. Klein dinge het die vermoë om jou lewe te vernietig of in 'n rigting te stuur waar daar vrede en hoop en lewe is. En die een klein ding waar jy vandag begin, is in jou gedagtes. En dalk het jy nodig om nou 'n oefening te doen. As jy notas neem, skryf hierdie neer. Wat is my een gedagte vir hierdie week? Wat is die een ding wat ek moet verander? Soos my storie wat ek jou vertel het, my een gedagte vir 'n baie lang tyd was, ek gaan regtig bly wees saam met almal wat lyk of hulle beter doen as ek. En daai gedagte het my lewe verander. Wat is jou een gedagte wat jy hierdie week moet verander? Dis 'n klein verandering, groot verskil. En ek bid, dat soos wat Paulus skryf, dat wanneer jy gedagtes verander, dat jy sal beleef hoe God jou lewe vernuwe en omvorm, en dat dit anders lyk. En so vir hierdie week het ek vir jou een gebed. En dis Dawid wat hierdie gebed skryf, Psalm 104, in die Psalms, vers 34, sê hy die volgende: Mag my gedagtes hom verheug, want ek is bly in die Here. Is dit ook jou gebed hierdie week? Mag dit wat ek dink, die Here bly maak. As jy wonder of jou gedagtes goed of sleg is, vra jouself dalk hierdie vraag: sal God bly wees oor dit wat ek nou dink? Sal hy bly wees oor dit wat ek nou in my gedagtes toelaat? So jy het nodig om jou gedagtes te verander. Eerstens, deur slegte gedagtes gevange te neem, dit onder die gesag van Christus te bring, en tweedens, om jou gedagtes te vul met geestelike dinge. My gebed vir jou is, dat jy 'n skuif in jou lewe sal beleef, soos wat jy hierdie een klein ding doen. Een gedagte wat jy hierdie week moet verander. Een ding wat jy onder die gesag van die Here moet kom sit. Een ding. Al is dit 'n klein skuif van negatief tot positief, al is dit van bekommerd tot vrede, al is dit van tydelike goed tot ewige waarhede. Want die Here sê iets anders oor jou. Jy is die kop, jy is nie die stert nie. Jy is meer as 'n oorwinnaar. Jy is in staat om te doen waarvoor God jou geroep het. Jy is geroep deur die Here. Jy is sy kind. Jy is liefgehê en maak nie saak wat alles om jou al gesê is vir jou nie. Dis die waarheid. Skuif jou gedagtes en jou lewe sal met tyd in daai rigting skuif. Dis my gebed vir jou hierdie week. Kan ons saam bid. Here, dankie dat U 'n God is wat op so 'n praktiese manier baie keer met ons werk. En ek bid vandag dat ons gedagtes sal skuif. Here, ek bid, al is dit net een klein ding wat eintlik nie belangrik voel nie, maar soos wat U Gees dalk nou gepraat het met mense en U vinger op een klein dingetjie kom sit het. Vader, ek bid dat ons daai een ding sal skuif hierdie week en sal beleef hoe U vrede en lewe na ons toe bring. Dankie, Here, dat U in ons lewens werk. Ons kom gee ons gedagtes nou vir U. Ons wil elke negatiewe gedagte, elke slegte gedagte, elke vernietigende gedagte wil ons gevange neem en dit onder die gesag bring. En ons wil ons harte vul, ons gedagtes vul
met geestelike goed. Dankie Here, dat U met ons werk, dat U lewe bring. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.